Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons is so bly jy is hier. Gryp 'n pen en 'n notaboekie en geniet jy die boodskap saam met ons. Dis lekker om almal hier te sien wat vanoggend hier is. Dankie vir julle ek dink sommer net aan almal wat dalk die eerste keer hier is. Almal is die eerste keer hier, né? So almal is nuwe, wie's nie vir die eerste keer hier vanoggend nie. O, Wikus, hy was hier so vir die laaste 3 weke al besig om heeltyd iets te doen. Dis waar. So welkom aan almal. So my naam is Corneille, indien julle dalk nog nie vir my ontmoet het nie. En dit is lekker om almal hier te hê. Ek dink meeste van julle is gereelde gesigte en dit is lekker om almal hier te sien. Dankie vir julle hart om die koue te deurstaan. Ons glo volgende week is ons op 'n beter plek. Met alles wat hier aan die gang is en ons weet die Here, ek dink soos ek laasweek gedeel het ook, is net soos wat ons 'n work in progress is, ons lewens. Iets is wat aanhoudend moet verbeter, moet groei, moet meer word soos Christus se beeld. So is dit waar vir ons nog steeds hierso ook. En waar ook al ons onsself bevind, of ons onsself by die werk bevind, of ons onsself hier bevind, die hoop is dat dit meer en meer sal lyk soos wat Christus in gedagte het. En so, as ek praat oor die gebou, ek wil iets sê oor dit. As ek praat oor die gebou dan en waar ons nou by mekaar kom, dan as ek soos deur die week toe stop vriende hier van ons wat nie in die kerk is nie en hulle praat sommer net met my en hulle so vinnig, hulle net vinnig kom loer, sommer net, hoe lyk dit, wat gaan aan? En ons hê 'n gesprek en ons kom op 'n plek waar ons sê maar dit gaan nie regtig oor hoe dit hier lyk nie. Dit gaan nie regtig oor dit nie. Nou, dis moeilik om al buite 'n kerk te hou. Dis nog kouer daar buite as wat dit hier binne is. Maar dit gaan nie regtig oor dit nie. Maar dit gaan oor dit as ons mense wil bereik met die evangelie. As ons hart op die regte plek is, waar dit behoort te wees en te sê, dit gaan oor om God se naam groot te maak en uit te brei, dan gaan dit nie oor ons gemak nie. Dit gaan nie oor hoe gemaklik iets vir ons is nie, of hoe ongemaklik dit is nie. Dit gaan oor of ons gehoorsaam is aan wat God vir ons vra om te doen. Dis die eenvoudige iets wat daar is vir ons waaroor dit gaan. As ons dink oor ongemak en dat dit gaan oor gemak of ongemak, dan moes Jesus nooit aan die kruis gesterf het nie. Want dit was definitief nie gemaklik vir hom nie. So hierdie gebou, die hoop is dat God dit sal gebruik om sy kerk te groei, sy kerk, sy koninkryk. Maar hoe hy dit doen is deur my en jou te gebruik. Hy doen dit nie net van self nie, hy doen dit nie net, dit gebeur nie net nie. God kom, hy kan en hy doen nou en dan, stuur hy engele, mense om te verskyn aan mense, om hulle die waarheid te vertel, vir hulle te wys wie God is, dat hulle tot bekering kom en so by hom uitkom en sommer net weet wie hy is. Maar meeste van die tyd gebruik hy mense. In jou lewe het jy iemand gebruik vir die evangelie met jou gedeel het. In my lewe het hy iemand gebruik om die evangelie met my te deel. God gebruik mense om sy wil te laat geskied hier op aarde. En dis waaroor ons laasweek gepraat het en ek voel ek wil ietsie nog by dit aansluit. Ons gaan na nog 'n gedeelte in die skrif kyk waar dit gebeur het terwyl Jesus hier op aarde was, waar hy iets kon doen en dan kies hy om dit nie te doen nie. Hy kies om te sê nee, julle doen iets. Julle moet ook julle deel doen. En so vanoggend se titel, as julle daar uitkom, as die slides daar is bring wat jy het na die tafel toe. God vra vir jou, bring net wat jy het, dan sal hy die res doen. Maar hy gaan nie alles doen nie. Hy doen nie alles nie, want hy wil ons deel maak van sy storie. En so vind ons so gebeurtenis in die evangelies en ons gaan fokus op hierdie een stukkie, hierdie spesifieke gebeurtenis is in al 4 evangelies opgeteken. Maar ons gaan net uit een uit lees en so vanoggend lees ons saam vanuit Markus 6. Ek gaan vir hulle net vra, jy kan vorentoe kom. Sommige net vir ons die skrifte lees, as jy jou Bybel het, dan kan jy jou Bybel oopmaak. Markus 6. En ons lees vanaf vers 30 tot 44. Markus 6 vers 30. En die apostels het by Jesus byeengekom en het hom alles vertel wat hulle gedoen en onderrig het. Hy sê toe vir hulle:
kom julle saam na 'n verlate plek en rus 'n bietjie op julle eie. Want daar was baie mense wat voortdurend gekom en gegaan het. Hulle het selfs nie kans gekry om te eet nie. En hulle het in 'n boot vertrek na 'n verlate plek om op hulle eie te wees. Maar baie mense wat hulle sien vertrek het hulle herken en te voet van al die dorpe af daarheen gestroom. En nog voor hulle daar aangekom, toe Jesus uitklim, het hy die groot skare gesien en hulle in 'n jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het begin om hulle uitvoerig te onderrig. Toe dit al baie laat begin word, kom sy disippels na hom en sê, dis 'n verlate plek, en dis reeds baie laat, stuur hulle weg na die plase en die omgewing. En maar hy het hulle geantwoord, gee julle vir hulle iets te eet. Hulle sê toe vir hom, moet ons dan met 200 denarius gaan brood koop en vir hulle gee om te eet? Maar hy vra vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk. Hulle gaan uitvind en kom sê vir hom, 5 en 2 visse. Hy het hulle opdrag gegee om almal in groepe op die groen gras te laat sit, in groepe van 100 en van 50 het hulle gaan sit. Hy het die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seëngebed uitgespreek. Daarna het hy die brode in stukke gebreek en vir sy disippels gegee om vir die mense uit te deel. Hy het ook die 2 visse onder almal verdeel. Almal het geëet en het versadig geword. Hulle het 12 mandjies vol van die stukke brood en van die vis wat oorgebly het opgetel. Daar was 5000 mans wat van die brode geëet het. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons u woord mag lees. Dankie dat u woord is vandag so waar en so effektief as wat dit was die oomblik toe Jesus dit self uitgespreek het en die geskiedenis gebeur het. En dankie Vader dat elke boodskap wat van u afkom is lewendig. En dankie dat u vir ons vra om nie net mense weg te stuur om goed te gaan soek op hulle eie nie, maar om vir hulle te gee dit wat ons het, om vir u te gee dit wat ons het, sodat u dit kan verdeel en vermenigvuldig en duisende kan voed daarmee. Dankie dat u 'n nuwe begin maak en dat ons vandag met ons klein na u toe kan kom en van u kan vra dat u dit baie sal maak. In Jesus se naam. Amen. Okay, vanoggend wil ons saam kyk na wat het hier gebeur en aan die einde gaan ek vir ons dit opsom en net 'n paar beginsels wat ons uit die storie uit leer. So, as ons hier begin met hierdie gedeelte, dan sien ons dan wil ons verstaan wat het nou net hiervoor gebeur. En so, voor hierdie gebeurtenis is die 12 disippels uitgestuur om te gaan en die woord te gaan bedien. Hulle is gestuur en Christus, Jesus het vir hulle gesê, ek gee vir julle krag om demone uit te dryf en mense gesond te maak en alles en so hulle het gegaan en hulle het vooruit gegaan en toe het hulle teruggekom en nou is hulle besig om op 'n plek te wees waar hulle begin om vir Jesus te vertel wat hulle alles gedoen het. Saamkom en saamdrom en heeltyd hulle aandag wil hê dat Jesus sê, okay nee, wag. Kom ons raak stil. Kom ons kom weg. Kom ons kom op 'n verlate plek dat ons net alleen kan wees. En so Jesus wil tyd maak in alles wat gebeur om te sê, julle het nodig om te rus. Julle het nodig om weg te kom van wat julle van hier waar ons is, tussen al die mense wat net heeldag ons aandag nodig het, sodat julle kan rus. En so dis dieselfde vir ons vandag. Ons het baie keer sulke geleenthede nodig waar ons moet wegkom van alles wat aangaan sodat ons kan rus. Sodat ons net 'n tyd kan hê om nie heeltyd besig te wees met alles wat ons aandag nodig het nie, maar net rustig saam kan wees. En so dis 'n goeie ding om dit te doen. Wat ons hierso sien in hierdie voorbeeld is dat dit moeite geverg het om dit te doen. Dit was nie maklik nie. Hulle moet op 'n boot klim en so ongeveer 10 km oor hierdie meer gaan na 'n ander kant toe om op 'n plek te probeer kom waar hulle alleen kan wees. Waar hulle net saam met Jesus kan sit, waar Jesus saam met hulle kan praat, waar hulle saam met hom kan deel wat het gebeur.
En dit is hoekom hulle oorgaan na die ander kant toe van die meer. Hulle is gebruik. God het al reeds iets deur hulle gedoen en so hulle wil met hom deel wat hulle gedoen het. Maar dit was op die einde van die dag nie moontlik vir hulle om weg te kom van die mense af. Want die mense besef dis waar hulle gaan. Hulle gaan nou soontoe. So hulle gaan vooruit en hulle dink daar was seker nou maar 'n sterk wind gewees waarteen hulle moes roei, want dit is veronderstel om vinniger te wees om oor water te gaan as om die water te voet te gaan. Maar toe hulle daar kom, dis die mense reeds daar. En so Jesus het 'n plan. Jesus het beplan dat hy saam met sy disippels weggaan om by 'n verlate plek te wees, om alleen te wees, om tyd saam met hulle te spandeer sodat hulle weer op 'n beter plek kom. Net sy groepie mense, dis Jesus se plan. Maar as Jesus daar aankom saam met die mense, dan is daar ewe skielik 'n klomp mense. En so wat Jesus doen is, hy is nie soos, maar my plan is om nou tyd alleen saam met my disippels te spandeer. Nee, Jesus sê, ek sien mense wat my nodig het. Ek sien mense wat honger is. Ek sien mense wat soos 'n herder is sonder, of soos skape is sonder 'n herder. Ek sien mense wat nodig het om bedien te word. En so ten spyte van die disippels se behoefte en Jesus se plan om na hulle te kyk, is hy soos, maar kyk die skare mense. Hierdie mense kan ek later ook weer by uitkom. Ek sal weer tyd hê saam met my disippels. Ek sal weer na hulle kan omsien. Hier is nou 'n groep mense hier voor my wat honger is, wat die woord nodig het, wat gevoed moet word, wat onderrig moet word. En so dit is dan presies wat Jesus kies om te doen. Jesus kies om sy plan te verander. Jesus kies om te sê, maar hier is nou iets anders wat aandag nodig het. Hier is nou iets anders wat nou belangriker is om te doen. En dit is om hierdie mense te bedien. En so in hierdie evangelie sê dit dat hy spesifiek hulle onderrig het. En in die begin het om hulle te leer, alles wat hy sekerlik al sy disippels geleer het. Die ander evangelies praat van die feit dat hy al die siekes genees het. En so hy het omgesien na hulle persoonlike fisiese behoeftes. Mense wat siek is, het hy genees en hy het hulle geleer van die koninkryk van God. Hoekom? Want Jesus het iets in sy hart vir mense. En so wanneer hy op 'n plek kom, dan is hy soos, ons moet iets hier omtrent doen. My disippels, julle moet nou maar nog 'n bietjie wag voor julle gaan rus. Vir homself, ek moet nou maar self nog 'n bietjie wag voordat ek gaan rus. Want hierdie mense voor my het nodig om iets te ontvang van die Here af. En hy wil dit deur Jesus doen, hy wil dit deur sy disippels doen, hy wil dit deur hierdie groep mense doen. Daar's nie iemand anders waardeur dit gaan gebeur nie, want God kies om deur mense te werk. En so vir my en vir jou is dit dieselfde gedagte. Tot tye in ons lewens waar ons voel, maar ek wil nou dit doen, of ek wil nou dat doen, hierdie is my plan, dis wat ek gaan doen, is ek bereid om te sê, kom ek wag, dit kan dalk later gebeur. Want hier's mense nou voor my wat iets nodig het. Hier's 'n ander groep mense wat iets nodig het, wat God vir hulle wil gee deur my. En so is dit die vraag wat God vir ons vra vanoggend. Jesus was baie okay daarmee dat die planne verander. Dat dit nie gaan werk soos wat beplan was nie. Want hy het die mense se nood raak gesien. Hy het gesien hoe verlate hulle was, hoe stikkend hulle was. Die skrif sê vir ons, toe Jesus uitklim, het hy die groot skare gesien en hulle innig jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het begin om hulle uitvoerig te onderrig. So Jesus is nou besig om hierdie mense te genees, hulle te onderrig, vir hulle te gee wat hulle nodig het. Soveel so, dat ons nou op 'n plek kom waar die skrif sê, éventueel het dit begin laat word. So hulle is nie net vinnig besig om gou-gou ietsie met hulle te deel nie. Jesus is besig om vir 'n tydjie lank hierdie mense te bedien. En onthou, die plan was om eintlik weg te kom saam met die disippels. En so Jesus sê so, okay, ek kan gou-gou 5 minute afstaan en gou ietsie doen en dan kan ek weer aangaan met my plan nie.
Jesus is bereid om te sê, kom ons stop wat ons wil doen vandag. Dit kan môre gebeur. Dit kan 'n latere dag gebeur. Nie net is dit 5 minute wat hy bereid is om sy plan om uit te stel nie. Hy soos, hierdie mense is nou hier. Hulle het nodig om iets te ontvang van die Vader af. En so hy stop. En so kom die disippels nou éventueel na Jesus toe, want Jesus is net soos, hy's besig om hierdie mense te bedien. So die disippels kom na hom toe en sê, hoorie, maar dit is besig om laat te word. Hier's 'n probleem wat ons sien wat gaan ontaard. Hier is iets anders wat ook nou gaan aangespreek moet word. Hier's 'n probleem wat kom. En so die skrif sê, toe dit al baie laat begin word, kom sy disippels na hom en sê, dit is 'n verlate plek en dit is reeds baie laat. Stuur hulle weg na die plase in die omgewing en na die dorpies om vir hulle self iets te ete te gaan koop. Nou ek lees nou bietjie binne in hierdie situasie in, as ek hier volgende sê, maar ek wonder of die disippels eintlik nie maar net op 'n plek was soos Jesus, kan ons dit klaar kry? Kan ons nou asseblief klaar kry met vandag? Stuur hulle nou weg dat ons kan kry wat ons wil hê. Ons het gesê ons kom na 'n verlate plek toe sodat ons saam met u kan tyd spandeer, alleen, dat ons kan rus. Maar nou is jy al 'n heel dag besig om hierdie mense te help. Stuur hulle net weg. Dat hulle vir hulle en okay, hier's 'n goeie rede. Dit raak laat, so en hulle het kos nodig en so dit gaan 'n probleem wees. So stuur hulle net weg. En so hulle soos hier's ietsie wat ons probleem kan oplos. Want hierdie mense is besig om te steel van dit wat ons moet eintlik hê. Ons moet u aandag hê. Nou is jy besig om jouself vir hulle te gee. En dit skep net nog 'n probleem, maar Jesus sien net reguit deur dit. En so hy sê nee. Vers 37 sê, maar hy het hulle geantwoord, gee julle vir hulle iets te eet. En so wat die disippels wil doen is, hulle soos, kom ons vat hierdie probleem en sê, dis hulle, die mense moet nou begin om hulle eie probleme op te los. Hulle moet weggaan en vir hulle self gaan sorg, maar Jesus kom terug en hy sê, nee, die Vader wil deur julle voorsien. Die Vader wil julle gebruik om vir hulle te gee wat hulle nodig het. Net soos wat hy nog heeldag besig was om deur Jesus Christus vir die mense te gee wat hulle nodig het, sê hy, maar nou wil hy ook julle as disippels gebruik om vir die mense te gee wat hulle nodig het. So julle gee vir hulle iets te ete. So hulle sê toe vir hom, moet ons dan met 200 denarius gaan brood koop en vir hulle gee om te eet. Ek dink dit was so 'n bietjie van 'n stemtoon van, wat vra jy nou vir ons? Hierso is, later aan sê ons, hier is 5000 mans, net mans. So hulle dink daar's tussen 10 en 15000 mense daar. Waarvoor hulle nou moet kos gee. Hulle is in 'n verlate plek en Jesus sê vir hulle, gee vir hulle kos. Julle gee vir hulle kos. En so hulle kom op 'n plek en hulle sê, hoe moet ons dit doen? Okay, dalk het ons die geld. Okay, kom ons begin dink. Die beste manier om kos te gee is seker maar om iets te gaan koop. En so nou is hulle soos, okay, maar dit gaan 200 denarius kos om nou vir al hierdie mense kos te gee. Nou net om dit in konteks te stel, 'n arbeider het min of meer 1 denarius 'n dag verdien. Okay, so die hoeveelheid geld wat dit sou vat, is 200 dae se werk, se loon, wat dit sou vat vir een mens om te betaal vir al die kos wat hulle gedink het hulle moet gaan koop. En so, moet ons nou dit gaan doen? Is dit wat u nou wil hê ons moet doen? Moet ons nou al daai geld, 8 maande se salaris gaan vat om vir hierdie mense kos te gee? Is dit wat u wil hê ons moet doen? Ek dink hulle was so half soos, Jesus, ek dink jy vra nou iets belaglik. Ons het nou al klaar ons hele dag prys gegee. Ons het nou al klaar ons planne verander. Ons het nou al klaar alles gestop wat ons wil doen, wat u saam met ons wil doen vandag. Nou wil jy hê ons moet 8 maande se salaris gaan spandeer om vir hierdie mense kos te gee. U vra nou te veel. U vra nou net te veel. Maar Jesus is nie tevrede met hulle antwoord. En so hy vra vir hulle,
Maar wat het julle? Hoeveel brode het julle? Gaan kyk. En so hulle het gaan kyk en hulle het gaan uitvind en kom sê 5 en 2 visse. Nou die evangelie van Johannes maak dit vir ons duidelik dat hierdie 5 brode en 2 visse eintlik behoort het nie aan een van die disippels nie, maar aan 'n seun wat ook daar was. En so hulle is nou besig om te sê, okay, maar wie het iets om te eet, want die disippels is seker hulle het niks. Hulle het niks by hulle nie. Hulle het niks by hulle self om te eet nie, maar kom ons vra nou maar rond, wie het kos? Is hier dan iemand wat iets het? Ek wonder of hulle baie moeite gedoen het om regtig uit te vind tussen die 15,000 mense. Ek wonder maar net. Want tussen 15,000 mense is daar net een seentjie met 'n paar broodjies en 'n paar visse. As ek my logika gebruik, dan dink ek dink ons sou seker hier en daar nog iemand gewees het met 'n vorm van kos. So dis maar net soos, okay, kom ons kry, hier is iets, kom ons vat dit. Hier's al wat hier is. Dis al wat hier is. Stuur die mense weg dat hulle vir hulle self kan gaan kos kry. Maar Jesus doen nie dit nie. Hy vat die bietjie wat daar is wat gebring word. En hy doen iets met dit. Die klein bietjie. So Jesus gaan voort en hy sê vir hulle, hy het hulle opdrag gegee om almal in groepe op die groen gras te laat sit om saam te eet. En hulle het in groepe van 100 en van 50 gaan sit. Ek weet nie van jou nie, maar as ek nou dink as ek 'n disipel is en ek soos, okay, wat nou? Hulle het vir ons hulle gesê ons moet vir hulle kos gee. Ons het uitgevind en gesien ons 5 broodjies, 2 visse. Nou sê vir ons moet hierdie mense laat sit in groepe van 50 en 100. Ek dink nie een van hulle het verstaan hoekom Jesus dit vra nie. Ek dink nie een van hulle kon wees soos, okay, hier gaan nou en geweet dat hierdie is die eerste vermeerdering van die kos. Hulle het nog nooit gesien hoe Jesus iets soos hierdie kan doen nie. Daar's nie 'n verstaan hulle verwysingsraamwerk dat Jesus nou wel deur hierdie vir hulle kan voed nie. Vir ons wat terugkyk is ons soos, ja, Jesus kan, kyk, hier het gebeur, hy het dit gedoen. So hy kan dit seker weer doen, maar vir hierdie disippels is dit soos, okay, nou moet ek hierdie doen. En so dalk is daar plekke in jou lewe waar jy in 'n oomblik is wat jy nog nooit in jou lewe beleef het nie, en jy ervaar hoe Jesus vir jou sê, maar doen dit. En jy sê, maar dit maak nie sin nie. Hoekom verdeel ek mense in groepies van 50 en 100 as daar net 5 visse is? 5 broodjies is en 2 visse is. Hoekom moet ons dit doen? En so die krediet wat na hulle kant toe gaan is dat hulle wel dit doen. Dat hulle is soos, okay, is reg. Ons doen dit. Al weet ons nie wat U nog gaan doen nie. Al het U nog nie alles gesê wat U verder gaan doen nie. Maar ons sal dit doen. So ons het die eerste deel gedoen, ons het gaan kyk wat U is. En ons het dit na Jesus toe gebring. En ons sal nou die tweede deel doen, deur die mense te verdeel en orde te skep, sodat, want dis wat Jesus wil hê. Okay, ons sal dit gaan doen. En dan sien ons hoe Jesus die volgende doen. Skrif sê vir ons, hy het toe die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seëngebed uitgespreek. Daarna het hy die brode in stukke gebreek en vir sy disippels gegee om vir die mense uit te deel. Hy het ook die 2 visse onder almal verdeel. Almal het geëet en het versadig geword. En hulle het 12 mandjies vol van die stukke brood en van die vis wat oorgebly het, opgetel. Wat hier gebeur is, Jesus doen dit wat onmoontlik is. Met die bietjie wat ons bring. Met die bietjie gehoorsaamheid van disippels om bietjie kos te kry en hom toe te bring. En die bietjie gehoorsaamheid van die disippels om die mense te verdeel in groepe van 150. Voed hy
tussen 10 en 15.000 mense. Met 5 broodjies en 2 visse. Net om die konteks weer vir julle duidelik te maak, hierdie 5 broodjies en 2 nie dink is 5 brode nie. Iemand sou 5 van daai broodjies op 'n ete geëet het en 2 visse. Dit sou hulle ete gewees het. Vir een mens. En so wat Jesus doen is hy vat dat dit wat genoeg is vir een mens, genoeg word vir tussen 10 en 15.000 mense. Net deur iemand wat gehoorsaam is om dit wat hy van hulle vra wel te doen. Al verstaan hulle nie. Al verstaan hulle nie wat hulle alles moet doen nie. En so vir my en vir jou is dit vandag nog presies dieselfde. Die vraag is of ons gehoorsaam is in die klein dele wat God vir ons vra om te doen. Is ons bereid om dit wat ons nie verstaan hoe dit 'n oplossing tot ons probleem gaan wees nie, wel te doen? Net daai bietjie. En die groot plek waar dit begin is by ons motief, by ons hart. En soos ek 5 beginsels uitlig net vir ons rondom hierdie storie, is die eerste ding wat ek vir ons wil vra is, waar is jou hart? Wat is jou motief in wat jy doen? En Jesus begin op 'n plek en hy soos, okay, sy motief is om hierdie 12 disippels te bedien en vir hulle rus te gee. En dan verander wat hy doen wanneer hy daar opdaag en hy soos, okay, hier's nou ander mense wat iets moet kry. Maar Jesus se motief in sy hart is nooit in enige van hierdie goed om te dink aan homself. Jesus is nie op een oomblik besig om te dink oor wat gaan hy eet nie. Hy is nie op een oomblik besig om te dink wat gaan mense vir hom bring nie. Hy is nie op een oomblik besig om te dink aan wat gaan na hom toe kom terwyl hy dit doen nie. Jesus se fokus is om ander mense te bedien. En so die groot eerste ding wat ons moet leer is vir God om wonderwerke te doen in ons lewens is dit, ek dink dis deel van dit. Weet, baie keer vra ons God vir wonderwerke, maar wonderwerke wat ons moet doen. Dit moet ons dien. En so as ek dink aan hierdie gebou, dan dink ek, hierdie vir my, in my oë is dit 'n wonderwerk. Dis iets wat God kom doen het, maar mag dit nie wees om ons te dien nie. Mag dit nie wees dat hierdie plek ons moet dien eerstens nie. Mag dit wees dat ons dink, hoe gaan hierdie plek vir mense wat nie kos het nie kos gee? En as ons dit sê, hoe gaan hierdie plek vir mense wat nie lewende kos het nie, die woord het nie, hoe gaan hierdie plek help dat mense die woord kry wat hulle nodig het om te kry? En dan is die vraag, wat wil die Here hê moet jy bybring tot dit? Sien, die uiteinde van die saak is dat die disippels ook kos gehad het. Hulle het ook iets gekry om te eet. God het ook vir hulle voorsien. Deur hulle wat vir die mense voorsien het. En so mag ons nie op 'n plek kom waar ons fokus en ons gedagtes die heeltyd, en ek praat nie net van dit hier nie, ek praat van waar ook al ons werk, waar ook al ons leef, mag ons fokus nie die heeltyd wees, gaan ek okay wees nie. Gaan ek genoeg hê nie. Maar mag ons leer om die Here te vertrou om te dink oor, hoe kan ek iets beteken vir iemand anders? En weet dat die Here deur jy wat iets beteken vir iemand anders en dink oor hoe dien ek ander mense? Hoe help ek ander mense om meer van God te beleef, om op 'n beter plek te wees as wat hulle was? Dat God vir my ook sal voorsien. Maar mag ons fokus nie raak, God moet vir my voorsien. Mag ons fokus altyd wees, God wil vir mense voorsien wat nie het nie. En as ons aan dit dink, dan is die heel eerste ding wat hulle nie het nie, is hulle het nie sy gees as hulle nie vir Christus het nie. Hulle het nie sy teenwoordigheid as hulle nie vir hom het nie. En mag ons motief altyd wees om te dink aan daai mense wat dit nog nie het nie. En wat ons doen en hoe ons gedoen. En so as ons kom by die plek, en ek het dit vroeër genoem, as ons kom by die plek en sê, hoekom moet die plek mooi lyk?
Mag dit eerstens wees sodat mense wat hier instap wat nog nie vir Jesus het nie, okay is om hier te sit. Dat hulle okay is om dalk weer te kom en hulle tyd te gee vir dit. Sodat hulle Jesus kan ontmoet. Sien, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor God wat verheerlik word. Dit gaan oor God wat mense terug na hom toe bring. Maar hy doen dit deur ons. Hy doen dit deur ons. Die tweede ding wat ek en jy moet leer is dat God nie noodwendig net jou probleme vir jou gaan oplos nie. Die disippels kom op 'n plek en hulle soos maar hier's 'n probleem. En hulle gaan na Jesus toe. Hier's 'n probleem. Jesus sê maar sorteer julle dit uit. En so daar's iets wat ek en jy moet doen rondom probleme wat ons face in die lewe. Of dit nou is dat dit in ons persoonlike lewens is, God los nie net dit op nie. Dit gebeur nie net so nie. Hier waar ons vandag sit, is nie net, ons is nie net hier omdat ewe skielik het God net dit gemaak gebeur nie. Daar's baie mense wat aandeel hierin het. Daar's iemand wat die plek raak gesien het en gesê het, maar kom ons gaan kyk na die plek. Toe het iemand kom kyk en toe het 'n paar mense nog kom kyk. Sê okay, daar kan dit werk. Dit was nie die finished product nie. Dis nog steeds nie dit. Toe het iemand gesê, okay, Jesus, maar kom ek vertrou die Here dat God iets deur my kan doen wat ons gemeente kan seën. En toe het iemand moeite gedoen om baie geld te kry vir 'n projek om hierdie meer soos 'n kerk te laat lyk as wat dit sou. Intussen het baie mense hier opgedaag en goedjies geplant en ons mense wat kom skoonmaak het en afbreek het en daar's 'n klomp goed wat gebeur het. God het nie net die probleem net opgelos nie. Hy het mense gebruik om die probleem op te los. Mense wat bereid was om iets van hulle self te gee. En ek weet dat daai mense se hart en se gedagte was nie om iets vir hulle self te kry nie. En so het God iets laat gebeur. Iets wat hopelik 'n klomp ander mense sal dien. Iets wat hopelik nog baie verder God se koninkryk sal groei. Deur ons wat aanhou om gehoorsaam te wees. Want weet julle wat, daar is 'n groter probleem. En dit is dat mense nie vir Jesus ken nie. God het die grootste deel van die probleem van die mens opgelos. Dis dat sonde 'n skeiding tussen ons gebring het. Hy het daai deel gedoen. Dis nou my en jou deel om dit te gaan vertel vir ander mense en hulle te help om te besef wat dit beteken. En dan sal hy weer 'n deel doen. Hy sal deur sy gees mense oortuig van daai waarheid. Maar daar's 'n plek waar ek en jy nou 'n aandeel het om te bring. Om mense hierdie waarheid te gaan deel. Dit wat God reeds met ons gedeel het. En sien hy laat ons die probleem sien. Hoopelik sien jy die probleem. Dis waar dit begin. Dat ek en jy moet besef daar is 'n probleem. Daar's 'n probleem in ons wêreld. Daai probleem is dat mense nie vir Jesus ken nie. Dis die grootste probleem. Voor enige ander probleme. Ons is so maklik om ander probleme raak te sien. Om te dink aan ons wat nie genoeg het vir dit of vir dat dalk nie. Of wat ook al dit kan anders wees. Ons kan so maklik die probleme sien en sê, daar's potholes in die pad. Dis 'n probleem. Ons regering is 'n probleem. Wat anders is daar waar ons kan kla en sê, daar's 'n probleem. En ja, ons vra God om iets omtrent dit te doen, maar net so moet ek en jy op 'n plek wees om te sê, maar ek is bereid om iets omtrent dit te doen. Want God los dit nie net op nie. Hy gebruik mense om die probleme op te los. Die grootste probleem is dat mense nog nie die evangelie ter harte geneem het nie. Hoeveel keer het jy dit gehoor voor jy dit aanvaar het? Ons kan nie dink mense gaan dalk met een keer se deel dit aanvaar nie. God vra vir ons
deel die evangelie. Deel dit weer. Deel dit weer. Dalk raak jy moeg om dieselfde waarheid weer en weer en weer te hoor. Dit is nodig vir my om dit weer en weer en weer te hoor, want ons net soveel van dit wat ek wil verstaan. En dit is nodig vir my en jou om dit weer en weer en weer met ander te deel. Soos God sy deel doen. Om mense te oortuig van waarheid, mag ek en jy ons deel doen. En so die derde ding wat ek wil sê vir ons, is presies wat ek eintlik mag gesê het. Maar doen wat hy van jou vra. As kerk het ons idees oor hoe om die evangelie te deel. Ons het effektiewe strategieë oor hoe om disippels te maak. Ons het klomp sulke goed. Maar asseblief binne dit doen wat God van jou vra. Al maak dit nie sin nie. As hy vir jou sê, as jy dalk is jy besig om iemand te one-to-one, en hy sê vir jou, skiep die hele boekie vandag. Of blaai na daai blaai toe en praat oor daai. Of dalk sê hy vir jou, los dit net uit. Asseblief doen wat hy vir jou sê om te doen. Dis wanneer ons gehoorsaam is aan wat hy vir ons sê om te doen, wanneer hy werk. Dis nie wanneer ons dink ons weet wat om te doen, wanneer hy werk nie. Want dan sê ons, okay, ons het U nie nodig nie, ons sal hierdie probleem self oplos. En so ons verstaan, hierdie probleem is nie iets wat ons self kan oplos nie. Ons te deel om te doen. Sonder God gaan die probleem nooit opgelos word. En so my en jou deel is om eers te hoor wat hy vir ons vra om te doen. Hy praat deur sy woord. En so mag jy elke dag sy woord lees en hoor wat hy vir jou sê om te doen. Elke dag. Daai brood wat jy nodig het. En dalk is hy nie so spesifiek in sy woord. Daai ander ding wat jy moet doen. Ons moet werk. Ons moet ons deel doen in hierdie samelewing. God voorsien nie net vir ons nie. Wie nie werk nie, moenie eet nie, sê sy woord. Daar is iets wat ek en jy ook doen. Vanuit 'n plek van dankbaarheid is ons getroue rentmeesters met dit wat hy vir ons gegee het, die vermoëns wat hy vir ons gegee het, en ons gebruik dit om sy koninkryk te bevorder, nie net in 'n geestelike manier nie, maar ook in 'n fisiese manier. En ons skep orde in hierdie wêreld, en ons skep werksgeleenthede, en ons skep 'n klomp goed, sodat ander weer bevoordeel kan word. Dit vat inspanning, dit vat werk. En so mag jy aanhou om dit met vrymoedigheid en oorgawe te bly doen. Daar waar jy dit ook doen. Gee wat hy vra. Doen wat hy vra. Bring dit na die tafel toe wat hy van jou vra. Dit wat jy het. Wat het jy? Van ons het meer tyd. Van ons het meer geld. Van ons het 'n groter verstaan. Van ons het langer pad saam met die Here. Van ons het 'n korter pad saam met die Here. Elkeen van daai goed is goed wat jy na die tafel toe moet bring vir 'n geleentheid wat God op jou pad gaan bring. Daar's 'n plek waar jy 'n aandeel het om te speel, wat daai deeltjie is wat jy moet bring vir God se koninkryk om te groei. Vir God om die onmoontlike te doen. God vra nie vir jou om die onmoontlike te doen. Hy vra dit nie vir jou nie, hy vra dit nie vir my nie. Al wat hy vra is, doen met dit wat ek vir jou gegee het, dit wat ek van jou vra. Dis dit. Hy sal dit vermeerder. Hy sal die onmoontlike deel doen. Nie is die waarheid, dis onmoontlik eintlik om iemand na die Here toe te lei. Daar's 'n deel wat hy moet doen en hy sal daai deel doen. Maar daar is iets wat hy van my en jou vra, want hy kies om ons deel te maak van sy storie. Hy kies om ons deel te maak van wat hier gebeur. Die 5de beginsel, 5de ding wat ek en jy moet weet, is God sal meer as genoeg voorsien. Hy sal.
meer as genoeg. Wat hierdie wonderwerk vir ons leer is, God gee nie net genoeg om die mense te voed nie. Daar's nog 12 mandjies wat bymekaar gemaak word. En as ons nou dieper gaan krap, dan sal betekenis vir al hierdie goed. Maar die eenvoudige boodskap is, God gee meer as genoeg. En so wat hy aan ons wil kommunikeer is, hou op bekommerd wees oor of jy genoeg gaan hê. Hy sal meer as genoeg gee, as jy net gehoorsaam hom sal volg en sal vertrou. Hy het meer as genoeg gegee vir wat ons hier nodig het. Hy sal aanhou om meer as genoeg te gee vir wat ons hier nodig het. Ons meer as genoeg vir waar ons nou vandag staan. En ek weet hy sal nog meer aanhou gee, soos wat God wil om hierdie plek beter te laat lyk, sodat nog meer mense hier sal wil wees om sy woord te hoor en saam hom te aanbid. Saam geestelik te groei, saam meer te word, 'n deel van die bruid van Christus te wees. Saam te kom by mekaar sodat ons in die week 'n verskil kan maak in hierdie wêreld op buite vir sy eer en vir sy glorie. Sodat ons wanneer ons hier by mekaar is 'n verskil kan maak vir sy eer en vir sy glorie. Elkeen van ons het 'n deel wat net jy kan bring. Wat is dit? Wat is dit wat God wil hê jy moet bring? Wat is dit wat God wil hê jy moet bring na die tafel toe? Hier, baie spesifiek ook in jou gesin. Daar waar jy werk. Vriende, familie. Wat is dit wat God vir jou gegee het, wat jy vir ander kan gee? Al is dit net 'n bietjie. Al is dit net 5 broodjies en 2 visse wat vir 15,000 mense genoeg moet wees. So wat God van jou vra is, moenie kyk en sê, maar ek het nie genoeg om te gee nie. Ek het nie genoeg om die probleem op te los nie. Hoor hoe God vir jou sê, maar wat het jy om te gee? Bring net dit. Bring net die bietjie tyd wat jy het. Bring net die bietjie geld wat jy het. Bring net die bietjie innovering wat jy het. Bring net die bietjie wat jy het. Los die res vir my. God sal dit maak werk. En so mag ons weet dat die God wat ons dien, die onmoontlike sal vermag. Al daai las van jouself af, waar ook al jy in jou lewe is. Wat ook al jy sien en jy sê, maar dis onmoontlik. God sê in sy woord, my las is lig en my juk is sag. Hy sal die onmoontlike doen. Wees jy net getrou met die moontlike wat hy vir jou vra om te doen. En so dalk lyk dit vir jou vandag onmoontlik. Doen net die bietjie wat hy vir jou vra om te doen. Wat is dit? Wat is dit wat God vir jou vra om te doen? Soos hy gepraat het, dalk is daar iets wat duidelik geword het. Die bietjie wat hy vir jou vra om te doen. Mag Here ons elkeen help om net getrou te wees aan daai bietjie. Mag ons dit wat ons het, dit wat hy vir ons gegee het, want dit wat ons het, wat hy reeds vir ons gegee het. Dis nie iets wat ons bymekaar gemaak het. Mag ons dit na die tafel te bring en sê, Here, doen nie onmoontlike met dit. Dankie dat ek dit kan bring. Kom ons bid saam. Ja Vader, ek wil vir U dankie sê, Here, dat U die God van die onmoontlike is. Here, dit wat vir ons onmoontlik lyk, is vir U moontlik. Here, maar U kies om daai onmoontlike deur ons te doen. U kies om
te wag dat ons die bietjie sal bring wat U al reeds vir ons gegee het. En met dit te werk. So Vader, daar waar ons voel ons het nie tyd nie. Om dit te doen wat U van ons vra. Vader, ek vra U, mag U ons help om net te begin deur 'n bietjie te gee. Net 'n bietjie tyd. Ons sal vertrou dat U dit sal vermeerder, dat U dit meer effektief sal maak as die bietjie wat ons gee. Dat U ons meer effektief sal maak sodat ons ewe skielik net meer tyd sal hê. Here, in daai plek waar ons voel maar ons het nie genoeg geld nie. Here, sal U ons help om dit wat U vir ons vra om te gee, te gee. Miskien voel ons maar dit is so 'n bietjie, dit gaan nie regtig 'n verskil maak nie. Dankie dat ons U kan vertrou om met daai bietjie baie te doen. Here, dalk is dit 'n gawe. Maar ons voel ons is nog nie goed genoeg opgelei. Ons het nie genoeg ervaring. Dalk is dit om met iemand die evangelie te deel, maar ons voel ons weet nog nie goed genoeg. Here, dankie dat U net daai bietjie wat ons doen, net om te sê ek is bereid om te begin praat oor dit. Dat U dit sal gebruik. Mense se harte verander. Here, ek staan hier en ek dink terug, net 'n maand terug. Ek sien hoe U die onmoontlike moontlik gemaak het. Deur mense. U het mense gebruik. En so Here, ek dank U vir elke mens wat U gebruik het. Elke mens wat net die bietjie wat U vir hulle gevra het om te bring, gebring het. Here, mag hulle U guns ervaar, mag hulle ervaar hoe U voor hulle uitgaan. Here, mag U hulle seën. Here, mag U elkeen van ons help. Daai bietjie wat U van ons vra om te bring, elke dag. Om dit te bring, elke dag. Dankie dat U iets met dit gaan doen. Ver bo is wat ons kan dink of droom. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ons hoop hierdie boodskap geniet saam met ons. Deel hom gerus met vriende en familie en dit is die manier hoe ons die goeie nuus van Jesus Christus reg oor die wêreld gaan kry.